Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Middelburg mielieboer Pietie Besuidnout is 'n passievolle John Deere kliënt en beskik oor 'n indrukwekkende versameling van sowel Deere speelmodelle as 2-silinder trekkers wat hy restoreer. Besuidnout se grootste passie bly egter boerdery. Hy bedryf die afgelope 27 jaar die familieboerdery op die plaas Wonderfontein, wat sy pa 42 jaar gelede aangeskaf het. Mielies is nog altyd die hoofvertakking, maar Besuidnout hulle het oor die jare ook uitgebrei na sojabone, beeste, hoenders en selfs 'n privaat wildreservaat. Besuidnout is 'n man wat hou van uitdagings. Selfs die bedreiging wat mynbou in Mpumalanga inhou, kan hom nie van stryk bring nie. En hy glo dat om winsgewend te bly, 'n mens eenvoudig moet grootboer. Lekker leer hem, lekker luister. Pietie, verskriklik dankie vir jou tyd. Hier's 'n ek wil sê 'n John Deere fees aan die gang hier op jou plaas. Heiliglik. Ons sal nou daaroor 'n bietjie gesels, maar vertel ons, waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Vertel ons jou storie tot waar ons hierso sit. Ja, baie dankie. Ek is Pietie Besuidnout. Ek is gebore in Delareywil distrik in die Noordweste. En in 1980 het my pa besluit ons moet verhuis na die oostelike dele oor die reënval en die oeste baie wisselvallig is in die weste. Ons is nou 42 jaar hier op Wonderfontein in Mpumalanga distrik en waarvan ek 27 jaar deel is van die familieboerdery. Was dit so maklik soos dit 42 jaar gelede om te sê, nee, weer is nie lekker hier nie, kom ons skuif. Ek weet, daar was nie internet daai tyd nie, so hoe het jy so helse besluit geneem, suksesvol geneem? Ja, dis maar baie moeilik om sulke besluite te neem, maar die ooste het gewoonlik die opbrengste gehad, in die weste was altyd wisselvallig. So het hy hiernatoe gekom en kom plase soek en gery van plek tot plek en besluit, hierdie is die plaas waar ons wil wees. Hier was nie veel infrastrukture nie, hier was ook nie baie lande nie, maar hy het gesê, dis die plaas waar ons moet boer. Ongelooflik. Maar vertel ons 'n bietjie daai Delareywil. Wat het daar gebeur? So jy daar groot geword, hoe oud was jy voor jy geskei? Ek is gebore daar in 76 en op 80, so dit was so 4 jaar oud. So ek was baie klein. En al wat ek kon weet, my pa het gesê die opbrengste daar was baie swak. Dan kry jy nie reën nie en as jy reën kry dan verspoel hulle. So en hy het net besluit, dis nie vir hom nie. Hy wil na 'n stabiele area toe trek en dis waar ons is vandag. Daai jare was dit nog, ek wil sê, hoe dit gewerk? Jy 'n paar die cash in 'n kluis gesit of dit was die bankbestuurder was hy nog vriendelik daai jare? Ja, daai tyd was hulle daarom nog vriendelik en maar alles daar moes jy met die pad ook getrek het. Ons het alles op lorries en trekker en waans. Dis 800 km hier vanaf. Yes. Moes ons dit aanry hiernatoe of my pa moes, ek was nog te klein en ons moes om heeltemal kom oorvestig hier. Ongelooflik. En toe hy kom, so jy sê, hy was min infrastruktuur, so wat was die aksieplan om met wat te boer van die begin af, wil ek sê? Saairy mielies was maar die hoofvertakking in die begin en ons het maar klein, pa het maar 500 hektar begin boer hier. Later, soos dit beter gaan, het ons maar uitgebrei en infrastrukture opgesit. En gee so vandag, het julle nog enige koneksies daai kant? Nee, glad nie. Dit is nou, sê Besuidnout wil. Is reg, so.
Waar is jou pa? Hy is hier op die plaas. Hy is nog deel van die boerdery. Hy doen die wildafdeling en hy help met die maintenance op die toerusting op die plaas. En waar ons nou besig om nuwe silo's op te sit, hy is nou daar, help my daar op die oomblik. Dis nie 'n gegewe dat omdat jy 'n boer se kind is, het jy noodwendig liefde vir boerdery of gaan jy boer nie. So waar het jy bewuswording gekry, okay, hierdie is vir my? Ja, ek het op die plaas groot geword. Ek was heeldag saam met my pa in 'n bakkie, in die land, in 'n trekker, in 'n stroper. Dis al wat ek geken het en dit het naderhand my passie en my leefwyse geword. En dis al wat ek graag my hele lewe wou gedoen het. So dis maar net iets wat daar, dit by saadjies geplant en ek bedoel dit is nou maar, is seker pros en cons om die baas se seun te wees. Gee ons daai snapshot, so hoe die boerdery toe nou gegroei, jy het nou al klaar aangeraak in terme van die silo's, die wild en so aan, so hoe het daai ding evolve en natuurlik waar jy ingekom het, wat het jy gesien, wat het jy verander, so gee ons 'n bietjie meer vleis daarso. Ag, toe ek saam met my pa begin boer het, was alles nog oudmodies gewees. Ons het alles oud toerusting gehad. Ons was nog nie die moderne toerustings gehad nie. Ek het gekom, ons het die boerdery vergroot, die saaiery vergroot, ons het net mielies geplant, ons het later sojaboon ingebring om wisselbou toe te pas op die plaas. En later het ons die beesfaktor ook ingebring, waar ons baie weidings het. En ons het later wel hoenderhokke ook ingebring, waar ons die broiler afdeling begin het, waar ons weer die hoendermis kon gebruik het op die lande, om die lande op te bou. Ek wil aanraak ook, wat is die uitdagings? En natuurlik, waar kom julle aan die idees? Dis weer eens, is dit, wanneer besluit jy, is nou tyd om die diversifiseer, is nou tyd vir soja, is nou tyd vir hoenders? Ja, ek was 'n gouer my hele lewe, en toe ek hier kom, die uitdagings was vir my net te min, wat my pa gedoen het. Soek jy vir ek het gaan soek vir uitdagings. Dit voel so verstagneer. Ek kon nie my brein stimuleer nie. Ek moes groter en meer goed doen. So het ons plase om ons begin uitkoop en groter begin mielies plant. En later het ek sê, ons moet ander gewas begin inbring in die boerdery, nie net mielies nie, om die risiko's bietjie te versprei. Ons het meer weidings as lande. Dus ons moet die beesafdeling inbring om die plaas voluit te kan benut. So het ons begin boer en later het ons sê maar, ons moet weer uitbrei. Ons moet nog iets nuuts inbring, so het ons die hoenderhokke begin inbring. En ons sit jaarliks, vergroot ons die hoenderhokke ook. Waar kry jy idees? Waar het jy by wie jy gaan sit om te weet, okay, wat is die volgende stap, of is dit nou, wil ek sê, dis nie so maklik soos Google of die Landbeweegblad? Ag, dit is nie so maklik nie, maar ja, Landbeweegblad en boere daar, jy sit met mense, gesels met mense en leer nuwe mense ontmoet. So by 'n braaivleisvuur, so leer jy ouens ken wat in ander bedrywe is en dan begin jy oplees en sê ja, maar hierdie bedryf kan in jou hier by jou in jou stelsel ook pas. Dan doen jy meer ondersoek en dis hoe ons maar aan al ons uitbreidings gekom het en verskillende vertakkings in die boerdery. Wat is daai groot lesse wat geleer is hierso as jy nou terugkyk? Ek sê wat sê hulle anders doen? Wat moet ouens pas op voor? As jy so begin uitbrei. Ja, ou moet pas op vir uitbreidings, moet baie pas op om te vinnig te gou te groei. Die natuur is 'n groot rol, kan dit gou sy rug vir jou draai en jy kan alles verloor. En jy moet ongelukkig kundige ouens hê wat saam met jou die pad loop om jou besigheid te kan uitbrei en te verbeter. Kom ons staan gou stil daarso. Hier en nou in Suid-Afrika, as jy wil uitbrei of iets selfs niets probeer, waar begin jy? Bel jy die verskaffer? Is dit weer om die braaivleisvuur? Gee ons 'n bietjie vleis daar. Ou lees op, begin kundige soek, begin meer ouens sien, begin by elke ou se inligting vat, begin goed saam sit. Google is 'n wonderlike ding. Jy kan baie by Google leer. Jy probeer iemand kry en jy vat 'n kundige en jy stap met hom 'n pad saam. Het julle julle vingers verbrand? Ek wil amper sê, hoe maak jy seker jy het nie 'n aap wat net praat nie? Jy doen maar navorsing. Is die ou goed? Verwysings. Daai word of mouth wil ek sê. Dis reg, ja. En dis ook maar moeilik as jy 'n nuwe vertang of 'n nuwe besigheid begin, jy verbrand maar ergens jou vingers. Dit loop nooit glad van die begin af nie. Waar trek jy daai lyn om agter te kom dat maar die ding is al lankal dood en voor jy
jou hele cashflow opneek, waar trek jy daai lyn om te sê nee? Dis 'n slegte idee gewees, ons vat die les en ons beweeg aan. Ja, dit gebeur. As jy sien daaraan, dit kos jou meer geld as wat jy, dit bly net geld kos, jy moet net insit en insit. Jy sien, jy begin jou kontantvloei opeet en dit begin jou vaste besigheid skade doen. Trek jy streep, maak jy boek toe en gaan aan. Hoe lank sal jy wag? Sal jy dit na 'n jaar doen, na 2 jaar, of is dit maar dit hang af hoe groot die bedrag is? Dit hang af van die bedrag, hoe groot is dit? En hoe baie het jy ingesit in die besigheid? Benadeel dit jou hart van die besigheid? Wat die hoofinkomste is. Is mielies nog steeds julle, as ek sê, die hart van die besigheid? Mielies is verseker, mielies en sojas is verseker die hart van die besigheid. As dit nie vir mielies en sojas was nie, was daar geen ander uitbreidings gewees vir ons nie. Hoe lyk, en as jy nou as 'n persentasie, hoe lyk die res van die, gee ons 'n vinnige snapshot dan vir die res van die boerdery in terme van persentasie bydra? Hoe lyk dit en wat is julle die opgewondenste oor? Ja, mielies en sojas is seker so 60% van die besigheid, die hoenders is so 30% en die beeste so 10%. Waar kyk jy? Jy weet wat ek amper sê, waar's daai best practice? Waar like jy om te gaan soek en kyk en lees? Is net Suid-Afrikaanse so goed? Ag, jy kyk maar wêreldwyd. Is daar iets in die buiteland se goed en dan moet jy maar kyk Suid-Afrikaanse goed, veral as dit 'n gewasproduk is of dit wel hier werk. Dit help nie jy kyk in die buiteland. Hulle temperature, hulle klimaat is net baie anders as by ons. Maar ek lees nog steeds op en sien of dit wel in die buiteland ook goed doen, voor ek dit net hier implementeer. Wanneer is daai wat jy nou sekerheid, ons kan nou gaan toets? Ja, ek het 'n landbekundige ou wat saam met my ook die pad stap in my boerdery al vir 'n klomp jare. Ek sit gewoonlik met hom en ons kyk saam, gaan dit kan werk in ons stelsel of gaan dit nie? Voor ons seker maak, ons gebruik 'n nuwe gewas of 'n nuwe ding in ons besigheid. So jy bring 'n idee en ek wil amper sê hy doen daai feasibility om te sien of die ding gaan werk, maar bring hulle idees. Ek wil amper sê as ons nou kyk na van die verskaffers, kom die suppliers, kom daai verskaffers met idees om te sê luister, ons kan hierdie ding beter, groter versus ou sales pitch, jy weet. Nee, regtig nie. Ek gaan soek maar die meeste tyd van die geleenthede en ek en my landbekundige sit en ondersoek dit en hy help my ondersoek en ons gaan soek ander kundiges om te kyk of dit wel werk by ons. Dis interessant. Dit voel vir my dis 'n ongelooflike geleentheid wat dan misgekyk word. Verseker is daar. So die manne wil net, dit klink vir my hulle wil net verkoop. Ja, nee, dis waar. Baie interessant. Wat se land spring vir jou uit? Jy het nou interessant gesê natuurlik, jy kan nie net gaan, jy moet appels met appels vergelyk. Wat se lande spring vir jou uit wat vir jou indrukwekkend is? Selfs net met hoe hulle te werk gaan, hoef nie noodwendig, jy weet, dieselfde gewasse en goed te wees nie. Ek is baie lief om my Amerikaners se goed te volg, want hulle is die ouens wat die groot toerusting gebruik en opbrengste jaag. Gebruik baie van hulle inligting en datas en kyk wat goed doen daar en dan kom ons terug en ons ondersoek dit hier deur die verskaffers om te sien wel of dit kan werk. Is daar iets opwindends, iets wat uitgespring het in die afgelope paar jaar, wat jy net sê, wow, hierdie Ja, ons nuwe saadkultivars het die laaste klompie jare baie verbeter en dit het ons opbrengste deur die dak gespring die laaste klomp jare met die nuwe tegnologie en kultivars wat inkom en selfs sojas ook nou, sojas wat nou nuwe gene in het is ook wat nou inkom, help ook dat die opbrengste verhoog op die sojaoeste. So wat is anders met die soja? Dis nuwe gene wat hulle in die sojas insit en dit maak dat ons beter opbrengste kry. En ek neem aan, ek bedoel dis 'n ouetjie, hy hou mos net maar van nattigheid, maar ek neem aan dan die droog en die nat is wat hom sterk maak, nê? Nee. Ja, hy hou nie sojaboon hou nie van te nat as hy klein is nie. Maar ja, die nuwe gene wat hulle nou in hom implant maak verseker dat dit 'n beter plant is en dat hy bietjie droogte beter vat en in ons klimaat wel beter doen. En in terme van jou cultivars, hoeveel cultivars gebruik jy en hoe lyk daai proses gelyk om ook te besluit, jy weet, wat se cultivar vir wat se land? Ja, dis ook 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Op sojas moet jy by elke maatskappy het 3 of 4 cultivars wat goed is. En ons deur saam met landbekundige plant ons oral proewe en dan kyk ons op watse grondsoort doen watter cultivar goed. Ons doen so 3 jaar proewe en dan daarvolgens besluit ons watse cultivars plant ons op watse tipe gronde. En so ook met die mieliekultivars is dieselfde. Daar doen ons wel standtoetse ook, verskillende stande op verskillende tipe gronde
en kunsmisvariasies doen ons ook. Enige verrassings onlangs? Ja, daar's baie verrassings wat uitkom van elke maatskappy. Pragtig. So is daar kultivars wat ons te hoogstaande brand, wat ons terugkom en laerstaande wat beter doen en andersom. So dis nou maar net weer, jy weet nie wat jy nie weet nie. Dis waar. Dis dalk nou 'n stupid vraag, maar as jy nou bepaal het daar's jou optimale opbrengs, is daai net 'n aaneenlopende toetsproses. Soos jy nou sê, wat vandag werk, gaan nie oor 5 jaar noodwendig dieselfde wees nie. Of is dit Nee, dis ook 'n ander ding. Sodra jy kultivars so beproef soos wat ons doen, hy's 'n kultivar so tussen 3 en 5 jaar op die mark. Sodra jy weet op watse tipe gronde doen hy goed, dan verander hy, dan kom daar weer nuwe genetika uit. Dan begin die toetse weer van voor af. Nee, magies. Maar as elke 3 tot 5 jaar, dit voel amper soos tegnologie. Jy weet die manne is al 10 jaar vooruit, maar hulle ek soos 'n drip feed. Ja. Die tegnologie hardloop so weg buite en die kompetisie is so hoog dat elke maatskappy hier buite probeer hul kultivars net beter en beter teel om hoër opbrengste. So dis nie dat hy Aspres iets terughou nie, is net hy moet voorbly. Hy moet voorbly want daar's die maatskappye bring gereeld ook beter kultivars uit met beter gene en beter staanvermoë en siektebeheerstand, weerstand en goed. Okay. Baie interessant. Wat jou opbrengste wel verhoog. Yes. Is die Amerikaners het hulle ook in terme van ek bedoel tegnologie en daai dinge is hulle ek wou sê ons is seker ook ver voor, maar in terme van juis van hulle kultivars en so, hulle soortgelyke uitdagings. Ja, hulle het. Sjoe, baie interessant. In terme van en ek wil terugkom na die bierman, omdat jy so gediversifiseerd is goed. Het jy ouens met wie jy kan gaan sit en net klankbord? Hier is redelik biere om ons wat ook groot en diversifiseer. En is altyd lekker om met jou buurman te kan sit en gesels en hoor wat doen hy, wat werk by hom en wat sien hy in die toekoms, waarna moet ons kyk om uitbreidings te doen. En goed. Wat sien julle? Of soos jy sê, julle weet nie wat julle weet nie. Jy weet nie altyd wat jy weet nie. Al wat ek weet is net, jy kan nie meer te klein boer nie. Jou boerdery moet vergroot van tyd tot tyd, want die basiese insette raak net te duur, so jy moet al 'n groter boer om meer winsgewend te word, want die wins raak jaar na jaar kleiner. Is daar al 'n lyn wat getrek word, sê luister as jy nie 1000 hektaar boer nie, vergeet maar, of wat weet julle al waar's daai min of meer? Ja, dit wissel, maar ek glo onder 1000 hektaar as jy nou plant, dan is jy nie 'n regtig ekonomiese eenheid nie. Ek sien, so wat is die ekonomiese eenheid nou? Ja, sê maar 1000 hektaar. 1000 hektaar, ja. Pragtig. Dis interessant, nee. En ek wil soos jy sê die insetkoste, dis net 'n kwessie van die diesel, alles wat daarmee gepaard gaan, wat kunsmis is 130% op in die laaste jaar. Goeie hemel. Dis die enigste manier hoe jy daai nok kan vat is met so volume. Jy moet ongelukkig volumes hê in oppervlakte om nog winsgewend te kan boer. Kom ons praat nou van 'n bietjie daai risiko te versprei. Ons het nou oor die hoenders gepraat. So vertel ons 'n bietjie waar dit begin, weet waar daai idee vandaan gekom en wat was daai proses van om hierdie hoenderboerdery te bewerkstellig, uitdagings, interessante goed. En dan in baie belangrik, ek wil nou terugkom na wat het jy by die hoenders gesien wat jy in gewasse kan implementeer of vice versa? Jy weet, daar wil jy leer van. Ja. Interessant, my buurman het so 8 jaar terug geïmmigreer Kanada toe en hy het 'n hoenderplaas gehad wat in die mark gekom het. En toe besluit ek gaan dit ondersoek en toe koop ek sy hoenderplaas om 'n nuwe vertakking in die boerdery in te bring. En so het ons maar leer hoenders boer. Niks jy weer gaan Google. Weer gaan Google. Maar daar sê ek neem aan ook die verskaffers, 'n hoenderverskaffer se gehalte versus sê maar 'n gewasverskaffer. So ek wil nou ons wil nou daarby. By hoenders is daar baie meer intensiewe ouens wat weekliks en 'n veearts wat weekliks by die sites omkom om ondersoek te doen, want dit meer red tape wil ek sê, is dit maar die groot ding. So dis die goeie en die slegte deel van dit. Ja, want hoenders is 'n baie moeilike ding. Dis 'n baie finieke ding. Hulle gaan maklik dood. So jy moet ongelukkig daar baie kenners gebruik om te help dat jy die regte voedings, die regte water het, skoon water en die medikasies in die water gebruik. En so het ons net begin groei in die hoenderhokke en later gesien maar die mis het ons laat ontleed en dit is goeie voeding vir die lande. Was doelbewus dat as ons hoenders gaan soek ons. Ja, jy het geweet die mis gaan jy gebruik op die lande, maar ons het nooit geweet wat is die waardes van die mis, tot ons dit laat ontleed het. Ek sien maar daar's
goeie minerale en stikstof en fosfate in die mis en so het ons dit begin strooi op die lande en verbeterings gekry. En later het ons net begin groei en nog hoenderhuise goed bygesit. Was dit ek wil sê aangename verrassing? Ja, Verwag dat ons gaan omgroei waar hy nou al 30% van die besigheid is. Nee, nie so vinnig nie. Maar nou die laaste tyd het ek sien hy groei so vinnig dat hy kan binne die volgende 3 na 4 jaar 50% van die boerdery So omset wees. Ongelooflik. Ja. En ek neem aan dis so eenvoudig soos ek wil sê junk in junk out. Hoe maak jy seker daai mis is van hoë gehalte en ek neem aan die uitdaging nou is ook om wat doen jy anders om die misgehalte meer te verbeter? Jy kan dit ongelukkig, dit gaan Is oor dit? die hoender se kos. Die belangrikste is die hoender moet die regte hoeveelheid kos kry om die regte eierproduksie te kry, want ons verkoop die eiers, Ek verstaan. die bevrugte eiers. En so dis die eerste prioriteit. Jou eiers moet reg wees want jy moet die regte uitbroeipersentasies hê. So jou mis se voeding wat daar uitkom is maar omtrent altyd dieselfde. Ek verstaan. Jy moet net nie hoekie sny wanneer dit by die kos. Sodra jy kos sny, dan kom jou produksie af by die eiers. Okay. Is dit nou maar weer daai kortsigtigheid wat ouens daar sny om kos te bespaar maar dan betaal hy aan die agterkant af? Nee, as die ouens sny, jou winsgrens raak dan vinnig klein. Okay, so is net mooi invers. Jy wil Ja, jy wil die maksimum hê, voeding gee om die maksimum eierproduksie te kan kry. En hoe lyk daai koste, daai insetkoste nou as ons nou kyk wat nou met jy het nou kunsmis as 'n ek wil sê 'n skrikwekkende voorbeeld genoem. By die hoenders is dit baie maklik. Sodra die mielieprys opgaan, gaan jou voerprys op en jou eierprys op. Kom dit af, sak die eiers en die voerprys saam. So dit bly in 'n band. Jy het minder risiko daar. Dis 'n meer vaste inkomste teenoor mielies en sojas. Dis interessant. Jy het nou gepraat van 'n bevrugte eier. So ek sit nou hier as 'n leeks. Vertel my 'n bietjie van die verskillende hoendertipe boerderye. Jy kry die braaikuikens, dan kry jy die parenstok, dan kry jy die grand parenstok. Okay, so wat's dit? Die grand parenstok se eiers wat uitgebroei word, is die broiler breeders wat ons doen, se ouers. En wat ons deel is die braaikuikens se eiers wat uitgebroei word wat na die braaikuikenmark toe gaan. Ek sien. As jy nou moet terugkyk, kan jy daai ding selfs diversifiseer? Wil jy daai 3 bene hê? Nee, jy kan nie al 3 bene bymekaar hê nie. Ons het begin met braaikuikens en agtergekom die mark, die wins is te klein vir ons want die kommoditeit. Ja, want die slagpaal is te ver van ons af. So het ons besluit om te verander en ons het ander kontrakte gekry wat ons die broiler breeders begin teel het wat vir ons baie beter is. Na tyd het ons begin uitbrei en ons is weer in die uitbreidingsfases met die broiler kant. Wat is die groot risiko's daar? Jy het nou gesê hulle raak maklik siek en swaan, is dit die temperatuur? Jou temperatuur, jou water. Jy verskans dit. Ek sien nou die dag ouens sit nou deesdae sit sommer aircon in, nê. Nee, hier is vol outomatiese moderne huise. Regtig. Wat die temperatuur in jou kos en water reguleer. So jy kan alles monitor. Jy kan alles monitor. So hier moet jy nie met 'n pen en papier probeer werk nie. Ja, die groot ding is jou parentstok is baie duur. So jy wil nie laat hulle vrek nie. Ek verstaan. Dan verloor jy in jou inkomste. So jy probeer die temperatuur en alles reg reguleer in die hoenderhuise en sy voeding. Hoe lyk daai besigheidsmodel? Parentstok. So wat as ons nou 'n hoender praat? So wat kos hy? Jy weet hoe lank vat hy? Hoeveel eiers lê hy? En so wat is daai ekonomiese proses van waar jy daai eerste rand maak? Jy koop dit as dagoud kuikens en dan kos hy jou so R80 vir 'n hoendertjie en dan moet jy vir hom sy voer gee vir sy siklus. Daai het ek nie heeltemal uit die kop uit nie, maar gewoonlik werk dit so by die R300 Okay. uit naaste by vir 'n hoender om saam met vir sy kos en dan kry jy so R3.30 vir 'n eier as hy uitbroei. Okay, en dan hoeveel eiers word daar? 'n Hoender lê so 0.8 eiers per dag. 0.8. 0.8, soos net nie 'n eier nie. Ongelooflik. Ja. En dan hoe lank kan so ek wil sê daai output? So hulle loop so van 22 weke af die hane en henne bymekaar tot so op 64 weke. Dan word hulle uitgehaal, dan val die produksie en dan begin ons weer van voor af. Nou wat doen jy dan met daai hoender is dit nou? Dit gaan uit na Slagpaal. slagpale toe vir eethoenders.
Sjoe, so dis nou maar net as jy hom in die lewe hou, is dit net 'n perfekte voertuig wil ek sê. Ja, Niks gaan verlore nie. dis reg, ja. En natuurlik daai insetkoste om uit te brei, is dit ek neem Dis aan daai enorm, tegnologie. Dis baie duur om allerlei nuwe tegnologie en goed op te sit. Hoeveel hoenders is in so 'n eenheid of hoeveel? In 'n huis, dit hang af van wat se tipe hoenders jy doen, maar in ons huis is daar so 9000 in 'n hok. So hoe groot moet daai in vierkante meter is so ding? So hok is so 100 meter by 15, so dis so Was dit 1500? Ja. En dan wat kos so? Is as jy nou daai ding 'n hele opset met 4 huise met 'n kantoor met jou koelkamers vir eiers is so 45 miljoen. en dan daai ek wil sê daai payback tyd? Jy doen dit so in 7 jaar kan jy jou site terugbetaal. Sjoe. Ja, dis nogal indrukwekkend. Dis groot Dis geld. nie net check So, jy- check skryf. Dis hoekom jy nie kan foute maak en bekostig. Nee, jy moet jou hoenders vir hom die beste toestande gee en vir hom die regte kos gee. Is die hoenderbedryf in Suid-Afrika, is dit nou maar net die landskap Suid-Afrika. Die ouens like hoender en dit is 'n goedkoop Ja, maklike ding. Hoender is redelik goedkoop en die aanvraag in die land is hoender bly net groei. Pragtig. Almal wil net hoender eet. Sjoe. Die laaste vraag in terme van die hoenderbedryf, is dit iets wat jy ook sien nie by jou buurman nie, ek sê die spreekwoordelike buurman, dat die ouens al hoe meer in hoender diversifiseer of is dit nou maar nog steeds? Nie by ons nie, dis te duur. So die enige ou kan daar inklim nie en om kontrakte te kry is ook 'n probleem. So kom ons praat, ek bly jy noem die kontrak. Ek wou jy actually gevra het oor daai afsetpunt. So Ja. wat is daai proses? Wat is die uitdagings? Want natuurlik ek neem aan jy wil eers weet wie dit gaan koop voor jy Ja, ons 45 miljoen gaan spandeer. verseker. So jy moet 'n kontrak by iemand hê vir wie jy die eiers groei. As jy nie 'n kontrak het nie, kan jy nie daai uitgawes aangaan nie. Dis net te moeilik hier buite om 'n mark te soek. Hoe moeilik was dit om daai Ons kontrak was te nou kry? redelik gelukkig met die eerste opset wat ons gekoop het. So jy het daai sommer bygekry. Ja, onmiddellik jy het die afsetpunt. kontrak bygekry en hulle het ons later gevra, brei vir ons weer uit oor dit 'n hoendervry area. Jy is nie baie boere wat hoenderhokkie het nie. Het ons 'n kontrak gekry en weer 'n kontrak gekry om uitbreidings te kan doen. Dis fantasties. En dan hierdie ouens doen wat? Jy weet, wat doen hulle met daai? Verskaf hulle nou weer Dis verder daybreek verskaf van die bevrugte eiers is braaikykers, dit gaan na die braaikyker ouens toe en dis die ouens wat KFC toe gaan en Okay. na al die hoender verwerkers, ouens wat hoender verkoop. Okay. Waar is hulle? Hulle sit in Delmas. So is om die draai. Okay. En hoe lank is so 'n kontrak? Ek wil sê hoe verskans jy daai risiko? Jou kontrakte, die eerste kontrakte was 10 jaar en die nuwe kontrakte is net 5 jaar. Maar met die eerste opsie om dit wel te kan hernie. Wat moet jy doen om daai kontrak te verloor? Is daar volume, is daar 'n teiken in terme van as jy onderproduksie Ja, as jy gehalte van onderproduksie produksie is neem ek aan? en jou produksie is nie reg nie en jou uitbroeisyfers is laag, kan hulle maklik jou kontrak met jou stop. Maar as jy doen wat jy moet doen, is jy okay. Ja. En jy reken hierdie ding gaan die hoenders gaan oorneem. Ek glo daarom Ten minste die helfte. Hoe gevaarlik is sentiment in so 'n besluit? Met jou milies wil ek amper sê, dit is nie net, ek wil sê dis amper jou emosionele stapelvoedsel. Dis hy. Nee, waar trek jy daai lyn of is dit maklik vir julle ouens op 'n punt te kom wat ding maak jy geld nie einde van die storie? Ja, jy kan nie sentiment aan dit koppel nie. Mielies te plant en sojas te plant, dit raak naderhand 120. Daar's nie veel baie uitdagings nie. Waar jy meer met hoenderhuis het, daar's baie meer uitdagings en nuwe dinge wat jy moet bybly en Dis opwindend. ja, Ek wil solank jy net nie crash nie. dis hy, ja. Maar ek weet dit kom nou terug natuurlik na jou behoeftes en ek dink dis tipies, jy weet, ek wil sê 'n besigheidsman, entrepreneur, jy wil op jou 20 gehou word. Dis reg. Ja. Jy soek nie in 20heid nie. Wat van 'n kos sê tegnologie? Is daar iets interessants want ek omdat dit so die hoenders is high-tech, is daar iets snaaks daar wat jou idee gee wat jy sê hang aan, kom ons gaan kyk 'n bietjie anders wanneer dit by die gewasse kom. Nee, kyk is vol tegnologie by die hoenderhokke. Alles is vol outomaties. Net soos dit by my saaiery. Al my goed is vol outomaties. Ek het 'n skerm in my kantoor, ek kan op my slimfoon gaan, ek kan die settings van my trekkers en alles gaan stel. Ek kan sien waar is elke trekker.
Hoe hanteer die operateur hom? So ek is vol outomaties by my saaiery ook, net soos by die hoenderafdeling. Landbou is voortdurend aan die ontwikkel deur innovasie in wetenskap en tegnologie. Die beste manier om na speurbaarheid, volhoubaarheid en kwaliteit te verseker is deur die aanneming van tegnologie. Boerdery is lank reeds nie meer die vuilwerk van die verlede nie en die impak van tegnologie het hiertoe bygedra. Boere kan deesdae met hierdie vooruitgang sowel grond as waterhulpbronne optimaal benut ten einde hoogs voedsame kos aan die groeiende wêreldbevolking te verskaf. Terselfdertyd verlig tegnologie die las van harde arbeid op plase. Nou hoe lyk die situasie plaaslik? Ek wou by PT uitvind hoe vinnig die implementering van tegnologie op boerdery vorentoe te dryf in Suid-Afrika plaasvind. Dit gaan hoe goed dit in die landbou gaan, hoe meer geld die ouens maak, hoe meer spandeer hulle aan tegnologie om dit vir hulle boerderye selfs makliker en beter te maak. Laat jy kan vinniger plant, vinniger oes, beter besluite te kan maak. So dit hang maar van jaar tot jaar af hoe die ouens aan dit spandeer. Is dit? Ja. Wat is daai groot uitgawes met tegnologie? Jy weet, in terme van om dinge aan die gang te kry. Die ouer toerusting was nie vol toegerus met al die nuwe presisie tegnologiese goed nie. Dan moet jy dit addisioneel bysit. En dis die groot kostes. Soos die trekkers, die stroopers het nie altyd die skerms ingehaat nie, dit was nie auto-track ready nie, jy moes al daai goed agternaam sit, dan kos dit jou net soveel soos wat 'n trekker jou kos. Maar as hy nou eers in is dit 'n baie styl leerkurwe. Dat is 'n boer nou môre flip, jy weet, na fully outomaties of. Ja, dis nie sommer net verandering nie, dis baie moeilik om al die nuwe tegnologie te leer. Dis ook 'n obstakel. Ek dink dis 'n hindernis vir baie ons wat net nie hy word geïntimideer deur hierdie leerkurwe. As jy ouer tipe mense sien meer kans om al hierdie nuwe elektronies goed te leer en uitdagings nie. En daar's nie so baie kundiges daar buite wat jy met daai goed kan help nie. Jy sukkel nogal om die regte kundiges te kry om saam jou 'n goeie pad te stap met dit. En hoe lyk daai? So vertel ons net dan meer van daai tegnologie. Is dit Amerikaanse tegnologie? Wie bring daai goed in? Daar's baie maatskappye. Ons gebruik nou John Deere se JD Link, die Green Star sisteme. So al ons goed is net John Deere. So ons alles kom maar van Amerika af. So ons het in Middelburg een goeie ou wat vir ons help en dis die probleem. Daar is nie altyd genoeg ouens kundiges wat jou kan help. Veral nie as daar nou 5 feties is wat nou hulp nodig het. Ja. En hy moet die hele area doen so persoon en dis altyd baie moeilik. Die nuwe ouetjies leer, maar dit vat 'n proses. Dit vat tyd. Ja. Voor jy al hierdie goed mooi verstaan. Ja, en natuurlik en dan van daar af is dit maklik om saam met daai golf te beweeg. As jy eers opgevang het, dan as jy eers daar is, dan is dit net baie makliker. Ek wil sê soos om 'n selfoon te werk of jy weet wat of ons kinders hulle hoef nie word gebore met die ding in die hand tipe van. So ja, en jaarliks gaan jy jou word daar nuwe sagte ware uitgestuur en dit soos John Deere se stelsels is dit ingesluit. Hulle kom laai dit op of jy gaan in op JD Link en jy trek dit af en jy kan jou goed self opdateer. Ander maatskappye doen dit ook. Van die ouens moet jy betaal vir daai opgraderings om jaar tot jaar die goed te verbeter, om beter syne te kry, beter beheer te kry op of dit 'n kontrole is wat die saad of die kunsmis beheer of die trekker op die lyn hou. Daarvoor meeste van ons moet jy maar voor syne betaal of ekstra betaal vir dit. Hoe vergelyk die leerkurwe, die kompleksiteite van hoendertegnologie vergelyk met die gewastegnologie? Of is dit heeltemal apart? Dis heeltemal verskillend, totaal en al verskillend. So hoe leer jy in terme van om daai hoenderbesigheid effektief te monitor, te verstaan wat jy monitor en so voort? Daar's meer is rekenaars, elke huis het 'n rekenaar in wat vir jou alles sê. Hy hou die temperatuur reg, die watervlakke reg, die lug vloei in die huise reg. Waar jy op die saaiery moet jy dit is saad en kunsmis varieer, dieptes van plant, baie variasies, baie anderste as wat by die hoenderkant is. Die hoender hierso is die stand van sake dit verander nie. Ja. Die gewasse is nie heeltyd veranderings. Heeltyd wat ja. Ek verstaan. Toe jy nou ten volle geautomatiseer geword het, was daar 'n wow oomblik wat jy
iets op daai skerm kon sien wat jy net gesê het, goeie hemel, het ons dit gemis of het iets opgepop van, hier is die volgende geleentheid? Ja, stroper settings, wat ek kan dadelik ingaan op my foon, ek kan gaan settings stel, die stroper mors, kan ek ingaan en stel en onmiddellik is dit reg, waar ek altyd in 'n voertuig moes klim, jy moes land toe ry, jy moes in die stroper klim, jy moes die settings daar gaan stel, jy spaar baie tyd, dit maak dit vir jou gemaklik, dit is net meer gerieflik. Jy kan 10 masjiene gelyktydig Jy kan 10 masjiene stel, jy kan alles beheer, al is jy nie eens op die plaas nie, jy kan dit van enige plek af bestuur. Hoe voel jou vrou daaroor? Baie goed. Ek kan dit sien, lê op die strand seker. Ja. Kyk wat op die plaas aangaan, dis die ander gevaar. En dit wild ingebring. So kom ons praat 'n bietjie daarso. Ek wil sê, hoekom het julle baie weiveld? En natuurlik is dit die logiese volgende stap dan gewees. Die groot ding, in die ou tyd, het die ou mense al die gronde omgeploeg en lande gemaak. Of dit swak of goeie grond is, hulle het dit omgeploeg oor insette goedkoop was. En met jare soos ons presisieboerdery ingebring en grondsoorte geklassifiseer het en gronddieptes, het ons al hoe meer gronde uitgesny en teruggevat weidings toe, oor dit nie goeie gronde was om te kon saai nie, dit eet die wins op. Ja. Het ons na rond op 'n 30-70 gekom, 30% lande, 70% weiding. Want jou groot ding is jy moet opbrengsjaag om wins te kan maak, om meer volhoubaar te kan boer. Ja. So het ons begin weidings weer vestig en die beesfaktor groter gemaak en later het ons besluit om 'n wildafdeling in te bring op die plaas. Kom staan net vir 'n oomblik stil by die beeste. So wat was daai in terme van wanneer het julle begin en hoekom ek nou die vraag ook vra is oor beesras, jy weet, was dit 'n maklike besluit? Vertel ons hoe daai boerdery begin en dan daai besluite goed. Met 'n sekere ras begin met bonsmaras, suiwer bonsmaras geteel en later het dit vir my my speenkalvers te klein geword en ons het verander na beefmaster bulle by ons mare koeie en ons het vir ons 'n beter speenkalf geteel. En later het ons besluit dis maar die ras wat ons by bly, beefmaster ras, en ons is nou maar basies beefmaster beeste op die veld. So beefmaster kruiskoeie met beefmaster suiwer beefmaster bulle. Ek wil sê dis 'n wetenskaplike proses gewees. Dis hy. Ek wil nou vir jou amper sê vra, so daai besluitnemingsproses, ek bedoel dis geanker in data. Ja. Daar is die sentiment met wat julle hiermee te werk gegaan het. Ja. Hoekom daai wegspringplek van 'n bonsmara byvoorbeeld? Waar het julle, is dit nou maar in die omgewing? Dis in die omgewing gewees en is 'n rooi bees, ons hou van rooi beeste. En hoekom? Dis maar net, ons hou van rooi. Daar's nie 'n ander rooi bees. Dis 'n Ferrari. Ja. En die bonsmara koeie pas baie goed in die Hoëveld aan. Dus kom ons met hulle begin boer het. En later het ons net besef, ons moet groter speenkalvers steel, ons moet na 'n ander ras bul toe gaan. En so het ons begin rondkyk en bulle soek en besluit beefmaster is die ras wat ons gaan bysit. En daai speenkalvers, is dit nou maar doeteenvoudig, die pryse is nie goed genoeg daar by die voerkraal nie, of wat dryf daai proses, hoe weet? Ja, hoe swaarder jou speenkalf is, hoe meer kry jy vir jou speenkalf, hoe beter wins maak jy uit jou beeste. Dit is net doeteenvoudig, hy's te klein, ek wil meer geld, ek wil hom, hoe het jy geweet, hoe jy hom kan druk? Op 7 maande speen jy jou kalvers en dan weeg jy en daarvolgens het ons agtergekom, ons kalvers is net te lig. Yes. En het ons begin ander boere besoek, ander teelers wat met ander rasse, en so het ons agtergekom, die beefmaster gaan vir ons omtrent tussen 8 en 10% beter groei gee in ons kudde. Sure. En is nou weer daai, ek wil sê die proof is in the pudding, nee. Daai ou het nou, ek wil sê het gevalle studie, julle kon dit vat. Ja. En wat se tegnologie gebruik julle daar in terme van die genetika of so, of is dit nou maar hierdie is nou maar net, hier's 'n goeie voorbeeld, ons draai het en daar is hy swaarder, einde van die storie. Ja, ons gaan maar veilings toe, ons gaan kyk na die bulrasse of die bulle wat goeie maas ouers het en goeie klein kalvertjies vir ons gooi. Dis wat ons maar koop en by ons beesras sit. Okay.
Hoekom wild? Dis nou die tweede kant van die vee gesprek. Die wild was my pa as kind groot geword in Bosveld en hy hou van wild. En later oor ek die saaiere al hoe meer oorgevat het, toe hy besluit hy is lus vir wild. En toe het ons begin eksotiese wildteel hier op die plaas en dit het eintlik baie goed gegaan. Dit gaan nog redelik goed. Kan jy net sommer wegspring met wild of is dit weer eens die omgewing is krities en natuurlik wat se tipe wild, so gee ons 'n bietjie meer. Dis baie moeilik in hierdie wêreld waar ons bly, is hier nie regtig groot wildboere nie. Ons moes impakstudies doen, ons moes natuurbewaring kry en vir ons sê wat het hier voorgekom? Weer data. Weer data. Soek die data. Ja. Weer permitte kry. Dit het ook omtrent 2 jaar geneem om die permitte te kry om die wildskampe te span om wild te teel. Dis baie interessant. So jy het nie net aanvaar om dit nie is nie. Was dit nog nooit so? Hoe was daai historiese prentjie? Hoe het hy gelyk? Jy weet, back in the day vir wild. Ja, dit is 'n moeilike een daai. Ons moes na natuurbewaring toe gaan om te hoor wat was hier in vroeër. Wat 'n spesifieke spesies het hier voorgekom. Okay. Blesbokke is 'n natuurlike ding wat hier voorgekom en dis nie wat ons wou teel nie. Ja. So ons wou eksotiese goed toe gaan soos buffels, suiwels en koffiespringbokkies. En ons moes gaan teruggaan en hulle het vir ons navorsing gedoen en gesê vroeër jare was hier wel seker goed in die omgewing gewees. Behalwe buffels, maar buffels kon ons 'n permit kry om hulle aan te hou. Okay, so dis maar net hy het meer impak op die omgewing is iets anders. Dis nie dat hy nou hy's taaf genoeg nog andersins. En hoe lyk dit nou? Hoe groot is dit? Nou verskillende tipe wild, so wat is daai as ek nou weer die 80-20 vraag moet vra? Die wildafdeling is maar klein. Kom ons sê hy is maar so 3-4% van die boerdery se. Okay. Dis maar net eintlik 'n mooi hier om die huis. En hy kos nie geld nie. Nee, hy kos maar geld. Hy maak nie geld. Dus hy is lekker om saam met betaal. Hy weet te veel kos vir die uitsig. Ja. En enige interessante goed wat weer eens enige nuwe observasies iets uit die wild wat jy net jy laat anders kyk na goeters of spesifieke wild wat interessant was, iets wat jy gesien het. Ja, die buffels en die suiwels is maar vir ons die interessantste goed om te teel as jy tussen hulle op die karakter wat jy in 'n buffelbul se horing sien in daai goed. Dis vir ons mooi. Bring 'n bietjie rustigheid in die gejaagdheid van die hele boerdery. As jy by die wild is daar baie meer daai rustigheid en kalmte. Dis interessant. Ja, so baie rustiger boerdery teenoor saai en die ander afdelings. Maar jy is nog steeds naby aan dit wat jy voor lief is en dis in die natuur en so aan. Dis baie interessant. Die konflik tussen steenkoolmynbou en landbou, spesifiek mielieboerdery, hou ernstige implikasies in vir voedselsekuriteit in Suid-Afrika. Meer as 80% van Suid-Afrika se steenkool word tans in Mpumalanga geproduseer met sowat 93,000 regstreekse poste in die steenkoolwaardeketting wat in die Mpumalanga sektor gesetel is. Terselfdertyd beskik Mpumalanga oor 46% van die land se hoë potensiaal bewerkbare grond. Om te verseker dat hierdie grondhulpbron beskikbaar bly vir landbou, word dringende ingryping vereis. Indien mynbou hier aanhou groei, kan sowat 240,000 hektaar landbougrond verlore gaan. Hierdie is 'n kwessie waarmee PT reeds vir 'n geruime tyd op grondvlak mee te kamp het. En hy is met rede bekommerd oor die impak van mynboubedrywighede op landbou in die distrik. Die myne kom in en waar die kool is op al die goeie saai gedeeltes van die plase. So al die goeie gronde gaan verlore en die swakker gronde bly oor vir die saai afkant. En hulle doen niks met die grond behalwe grou onder. Hulle maak hom van bo af oop en dan jou grond, as hulle klaar is, dan doen hulle rehabilitasies en jou grond is net nooit weer dieselfde nie. Rarig. Jy kan net gras plant, jy kan nie weer mielies of 'n gewas plant. As hulle nou begin grou, hoe lank vat dit voor hulle klaar maak? Of hang dit hom af? Dit hang af hoe groot stuk is dit en gewoonlik is dit so 10 jaar projek om so wat hulle vat om 'n stuk, hulle soos hulle myn, so rehabiliteer hulle van agteraf. Ek sien. En hoe groot is die grond?
Hoeveel hektaar praat ons hier? Kom ons sê in die 10 jaar was dit seker omtrent 150 hektaar wat hulle gemyn het. En dis goeie grond wat verlore gegaan het in die mynbou. Sure. Of in die saai wat kon weer julle nou teruggekom kon, het. Ja. En so brei hulle uit. Dis nie net by my nie, dis oral is hier myne op in die omgewing. Kort kom jy 'n nuwe myn, Kom klop hulle aan die deur? kom klop hulle in die deur en nuwe myne goed maak oop. Is net 'n kwessie van tyd, dan gaan Wonderfontein ook nie meer veel goeie grond oor hê nie. Sure. Is dit nou, ek wil sê, daai harde realiteit van julle langtermynbeplanning? Is dit markverwante pryse wat hulle die ouens aanbied? Is dit 'n premie? Die groot ding, hulle bied vir jou goeie geld vir jou gronde aan, maar jy het sentiment. Waar ons bly was ons al 42 jaar op. Tuurlik, is op die twee hoofopstal. generasies, nee. Ja, en nou wil hulle dit kom myn. En as jy daai hele infrastrukture wat daar staan en alles weer moet hervestig, waar kry jy grond? Dis nie sommer net om dit vinnig te skuif en te hervestig en om op 'n nuwe plaas weer voor te begin nie, want jy moet als weer leer, jy gaan skoolgeld betaal. Ja. En ek neem aan as hulle hom verkoop, wil hulle As hulle koop, myn hulle dadelik. ja. En hoe lyk daai koste as hulle gerehabiliteer het en jy moet hom nou terugkoop? Is dit ten minste, ek wil sê 'n goedkoop stuk grond? Dis goedkoop stuk grond, maar Jy dis nou- baie swak. Baie swak. Wat so jy het nou gesê gras. So wat is daai as jy nou daai stuk grond moet terugkoop en iets doen? Wat Kom ons sê die gewone weiding is so jy het 3 hektaar vir een bees nodig. Waar dit klaar gerehabiliteer is, kan jy so op 1 op 10, 1 op 12 rowwig werk. Sure. Jy het 12 hektaar nodig vir een bees. Ek sien. Daai koste, ek wil sê regverdig dit nie. Jy koop hom dit nie goedkoop regverdig genoeg. Nee. En daar's altyd gronderosies. Dis nooit, daai grond is net nooit weer dieselfde. Ja. Is die ouens wat van daai grond teruggekoop het al? Ja, ons koop dit terug en ek sit maar vee daarop. Oor een rede, soos die myn weer gronde uitkoop, is ek maar altyd bang hulle skuif die arbeiders wat hulle vorentoe koop weer op die gronde. Jy moet jou daai perimeter Probeer grense handhaaf. ja. Okay. En die ouens groei. En die myne groei. En die groot probleem is hulle vat al hierdie plaasgeskoolde werkers. En Jy het ons gesien het ek die talent nou ons sit met al die ongeskoolde werkers en ons produksie neem af. Ons sukkel om goeie produksie uit die mense te kry. Ons mense is nie meer produktief nie. Oor ons sukkel met die ongeskoolde werkers. As jy 'n langtermyn uitkyk moet hê, hoe sal julle so iets adresseer? Iets wat julle self gaan moet ouens begin oplei en ek Ons probeer mense oplei. Jaarliks, soos wat ons nuwe toerusting se goed aankoop, kry ons mense opleiding om die nuwe masjiene en toerusting te kan hanteer. Vir veiligheid en om meer produktief te wees met die toerusting. Maar sodra jy hom opgelei het, dan kom steel hulle dan gaan hy myne toe. Ek sien, maar ek neem aan ook die myne dis steelik hulle salarisse trek. Hulle betaal baie hoër salarisse en hulle werk baie korter ure as wat mense op die plase werk. Sure. Ek wil sê dis 'n kompliment vir julle, maar dit skep 'n groot probleem. Ja. Laaste maar nie die minste nie. Het 'n wonderlike John Deere versameling. So vertel ons waar dit begin en waar kry jy nuwe modelle? Ja, ek versamel speelmodelle en dan versamel ek alle 2-silinder John Deere trekkers. Ek het nou 52 van hulle in die stoor wat ons restoreer. En dis maar my passie. Was jou pa groen van die begin af? My pa was groen, toe het ons so 'n bietjie afgedwaal na die rooi toe, en ons is vinnig weer terug na die groen toe. Ons bloed bly maar groen. En wat jou dierste stukkie speelding daarso? My dierste een is 'n 730 all-fuel John Deere trekker. Daar's net 28 van hulle gebou in die wêreld, waarvan daar 3 in Suid-Afrika is. Ongelooflik. Ja. Waar het jy hom gekry? Ek het dit by 'n versameling gekoop, die ou is oorlede, toe het ek dit uit sy boedel uitgekoop. Yes. En wat sy werd, ek mag vra? Hy is so $60,000 werd. Ongelooflik. Ja. Ongelooflik. Hoorie nou kom julle manne bymekaar. Is daar 'n tipe van 'n Daar's klaps, maar nee, ek woon nie klaps so goed by nie. nie nodig. Jy doen dit vir jou. Vir my eie liefde. Dis interessant. En waar is 'n ander groot versamelaar? Is jy die grootste dan nou, nê? Ek dink ek is redelik groot, maar daar is ouens in die Kaap wat dink ek groter as ek is. Ja. Ek ken van hulle daarom, ja. Ek dink ek is daarom een van die grootstes wat net John Deere versamel. Sjoe, ek hou daarvan.
Pietie, verskriklik dankie vir jou tyd. Baie dankie. Ek waardeer dit. Is hier so lekker in jou pragtige huis gewees en sterk, sê vir my, wat sien jy uit na? Ek wil sê die res van die jaar, is daar iets opwindends wat voorlê, iets wat Ek sien maar uit na die nuwe seisoen wat voorlê. Ons mos altyd 'n boer se beste jaar is volgende jaar, so die nuwe seisoen wat kom, lus vir die nuwe uitdagings. Ons glo en vertrou dat dit sal goed gaan. so 'n bek moet jy dan kry. Ek hoop dit is so 'n suksesvol opwindende jaar soos wat jy na uitsien. Baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik teken sommer in dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes en besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.